Dis ook 'n narrow gauge engine. En nou hierdie is maar die geskiedenis soos hulle daai nuwe lyn gelê het. Ja. Daai steenkoolmyn goed. Die units. En daai brug, Hierdie ding is oor die Tugela rivier. alright. Hier's 'n JF Garrett. Jy kan hom hier kolla jy kan hom sommer sien. Ja, ja. Soos Hensel vir aan college gesê het, hulle praat van 'n 15F. Sê vir hulle, ons het ook 'n F, maar 'n GF. Ja, dit is 'n GL Mercedes. Ons het ook 'n L, maar ons het 'n GL Mercedes. Hier's een van daai nuwe Garrett's. Ja, sê, alright. Hy GMO's. Ja, ja, ja. Hulle loop op rollerbeerings. Hy in die 25 klas het rollerbeerings. Alright. wiele. Op die wiele, ja. Die ander lokomotiewe het grease askaste. Alright. Ja, dis 'n groot verskil. Ja. Dis het meer werk gehad om skoon te maak. Hulle sê 25 klas as sy remme los is. Ja, En dan stoot jy hom alright. weer rollerbeerings. Ja, want dit is makliker, ja. Het trok ook, hy trok, daar 'n bietjie vibration kom en hy trok staan los. Hy begin loop. Ja. Ek het eendag ons kom in die resepsie en Ronnie Kutse toe ook vir my. Ons kom nog in. Toe staan daar 'n trok te begin net te loop. Ek sê Ronnie, draai gou hy handbrake aan, hy gaan ons blok, ons kan nie uitkom nie. Ja, Toe draai jy gou die handbrake aan. Ja. Want Anders dis gaan hy een tel loop, ja, as maar 'n val, so dan begin hy te loop. Rollerbeerings. Ja. Hy het 3 sulke ringe aan het so onder mekaar, daar Alright. 3 sulke geel ringe. Ja. Dit sê hy trok met rollerbeerings. Alright, ja. Ja, dis interessant al die goed, nee. En jou aeroplane petrol, se tanke is groen. Ja. Ja. En die ander petrol, hulle is bruin tanke. Ja. Ja, die groen is mos nou hierdie ander, die vlieg mos, wat doen mense goed, dit is so 'n ander naam. Hulle Hierdie is nou maar als die geskiedenis hoe hulle daai spore gebou het. spore Die gebou het, brûe, ja. alles. Ja, maar ek dink oom is ook die enigste een wat daai boek nog het. Ekskuus? Ek dink oom is die enigste een wat nog hierdie boek ook het. Ja. So mense bære mos nie die geskiedenis nie. So jammer, dan gaan dit alles verlore. Alles gaan verlore. Eintlik moet ons op oom op Kwela gekry het op televisie dat die mense kan verslag hoor hoe trots so mense nog op jou werk was. Nou ja, hier nou Kaartjies kantoor. kaartjieskantoor. Ja. Dan moes die kaartjie daar ingedruk. Ja, het nog so gedruk. Ja, dis 'n museum die, nee. Ja, dis nog 'n museum met al die goeders. Ja. Dominee, daar Hierdie ding, wat is dit? Hulle het dit altyd so by die trein gegee. As ons in die stasie inkom, dan staan daar ou, dan Hierdie? gooi hulle een ding uit en die ander een gryp daai ding so met sy hand. Hierdie een is 'n absolute tablet. Maar wat is dit? Dit is jou teken om deur die traject te ry. Daai ringetjie gaan in van skoor instrument in. As hy uitgehaal is, Ja, kan daar nie weer een uitkom voor daai een nie teruggesit is nie. ja. Maar wat doen die ding? Is dit 'n tipe van 'n sleutel? Nee, Want by al die stasies wat toe ons klein was, moes nou baie trein gery. dit is nou Dan het hulle dit so gegee. Die ou staan so op die perron en dan gee die een en een gooi kyk, dit dan. Daar staan nou miskien op hom. Ja. Dan Danny Njoni. Ja. Dis vir hy traject. Of Njoni Amadikulu. Ja. Dis vir hy traject. Of Amadikulu ging low. Alright. Hy kan jou toelaat in daai traject. Ja. En voordat daar weer 'n tablet kan uitkom, moet hierdie een eers gekanselleer word. Ja, maar as hy nou nie ingaan nie, kan die trein nie ry nie.
Nee, hy gaan in. Kyk, die vorige stasie gee jou stroom, dan kanselleer jy hom. Of hy gee jou stroom waar jy heen gaan. Hy gee jou stroom om hom uit te haal. En hy het 'n naaldjie wat vir jou wys, uit of in. Alright, so dis hoe dit gereguleer het. En jy het so 'n lewertjie wat jy druk, en dan jy 'n knop en jy gee hom 3 klokke, 3 keer. Dan los jy daai lewertjie, en dan druk jy 'n knoppie onder, dan wys hy vir jou uit as jy hom uithaal, of hy wys vir jou in as jy hom insit. Alright, ja. Maar dis nou meer, dis die moderne treine. Dit, ja, hierdie, hedendag nou, ek dink hulle het weggedoen met hierdie. Dit is weg nou, maar ek meen daar is nie meer 'n trein nie, die hele trein is nou weg, never mind, net dit. Hulle het nou met hierdie alles weggedoen, toe sit hulle kleurlig signale op. Alright. Toe noem hulle dit 'n 2-rigting, enkellyn, kleurlig traject. Dis hy, ja. Oh, 'n vreeslike naam. Ja, dis een lang woord. Nou, jy kon as daar 'n trein in daai traject is, kan hy ook nie daai signaal kry om jou toe te laat nie. Ja. Hy werk net soos 'n lock en blok. Jy's uitgesluit as daar 'n trein in traject is. Ja. Hy alleenlik oop as hy trein uit is, want jy het 'n elektriese stroomkring wat as jou laaste wiele van hy trein, hy stroomkring verlaat, dan is hy traject eers vry. Alright, ja, dis heeltemal verstaanbaar. Ja. Hy kan niks doen terwyl daai ding op daai stroom is nie. Jy hom uitsluit nie. Jou laaste paar wiele moet dit so draad dat so van een spoor na die ander een is. Hy moet aan daai kant wees, dan hy traject oop. Dieselfde met 'n kleurlig signaal. Hier staan die kleurlig signaal, daar is die trek. As jy hom verbygaan, dan is hy die kleurlig signaal rooi. En hy bly rooi totdat jy die volgende signaal verby is, waar jy stroomkring skoon gemaak het. Dan word hierdie een geel. Alright. En dan is daai een rooi. En wanneer jy die volgende traject kleur, dan word hierdie een groen, daai een geel en daai een rooi. My genade. Dit is om die draagkrag van die traject te vergroot en piekperiode waar die treine by is. Dis ongelooflik. Ja, mense weet nie dit nie. Jy dink jy klim op die trein en jy ry. Dan kry jy 'n outomatiese signaal en jy kry 'n handsignaal, kontroleersignaal. Alright. Die kontroleersignaal is die signaal wat by die platform se punt staan waar jy vertrek. Die ander is outomatiese signaal. Ja. Alright. Ja, dis en dan kry jy die herhaalsignaal. Hy het 'n letter R op die paal, verligte letter L. Ja. Hy herhaal die aspek van die signaal voor waar jy hom nie kan sien nie. As hy nie 'n aspek vertoon nie, dan is hy signaal opgevaar. Alright, ja. Dan weet jy hy is opgevaar. Maar as hy 'n aspek vertoon, dan weet jy hy signaal is reg. Dis hy herhaal daai aspek. Ja. Maar ook met die pad die hele tyd is daar ook maar signale wat vir jou wys die spoor is reg. In die signaalkajuit het hulle 'n paneel wat vir hom wys waar hy trein. Alright. Hy kan sien waar loop hy trein. Ja. Maar ek kan enige stadium ook 'n rooi ding opsit en sê daar's 'n gevaar voor en kan hulle die trein stop. Kyk, dominee, as hy 'n signaal nie moet bedien nie, dan het hy 'n houertjie wat hy op daai signaal sit. Alright, ja. Hy moet nie daai signaal bedien. Alright, ja. Om hom te herinner. Ja. Ja, daai is die absoluut. En dan hier iewers is nog een, is die tussenbedryf. Daar is hy. Dis hulle. Wat is dit? Hierdie een is permissiebedryf. Ja. Dan kan
in 'n lang traject, dan kan 'n ander trein hierdie trein volg. Alright. Maar jou tussenpose moet 10 minute wees. Alright. En in mistige weer Ja. 12 minute. Alright, ja. Ja. En daardie een is 'n permit en 'n tablet. Twee treine kruis of een trein kan een trein kruis. Ja, ja. As dit een trein is, kry jy 'n permit en die tablet in die houer. En as dit twee treine is, dan kry jy eerste een net die permit, die tweede een kry jy tablet. Alright, ja. Maar sit dan maar mekaar te waarsku dat daar twee treine by mekaar gaan verbyry. Kyk, en as jy nou dis nou tussenuitwykspoor. Daar is 'n bedieningsstasie en hier is 'n bedieningsstasie. Hier is die tussenuitwykspoor hier in die kruising plaas. Nou ek het nou 'n permit. Right. Nou staan ek in die loop. Nou kom jy aan 'n trein. Hy kom met 'n permit, die eerste een. Nou ruil ek my permit en hy gee sy permit vir my. Maar nou moet ek wag. Ek het net die permit. Daar's nog 'n trein. Ek moet die tablet ook hê. Alright, ja, ja. Nou kom die tweede trein. Nou hy het die tablet. Nou kry ek sy tablet en ek gee my tablet vir hom. Ja. Nou gaan hy verder en nou gaan ek... Ja, absoluut georganiseerd, Ja. nee. Absoluut georganiseerd. Elkeen het geweet presies wat hy doen. Nou hierdie een is kerkkaart. Shepperton. Hier in die Ooskaap. Alright. En hierdie een is ook kerkkaart Shepperton. Ja. Dis dalk die twee wat hulle gebruik het vir daai dag. Ja. Ja, hulle daar 3 maniere van treinkontrole gehad. Hulle die tussenbedryf, permissiebedryf en absolute bedryf. Ja. Al 3. Ja, en vandag sal die kinders, hulle sê oop bek aan, sal nie weet waar van 'n mens praat. Maar ja, is nie eens treine nie. Nou in Natal op die Noordkus ons het gehad. Ons het tussenbedryf gehad tussen Umgeni Ja. en Dasrout, Effingham, daar het ons gekruis. Dan het jy gehad Canelands, Nianinga. Canelands, Nianinga, Maidstone. Daar het jy ook tussenbedryf gehad of permissiebedryf gehad. Daar het jy permissiebedryf ook gehad, dis 'n lang traject. Ja. En dan het jy tussen Nyoni en Amatekulu. Nyoni, Ginnery, Interloop, Amatekulu, Stasi. Ja. Verder was alles absoluut. Ja. Hoorie, en het oom hulle nou ooit van Durban af Skotburg toe gery Ja, met passasierstreine. ja. Dit was- Kelso toe. Ja. Daar sy. Tot En- waar het hy gegaan? En Port Shepstone toe. Ja, dit waar hy gestop het. Port Shepstone, waar was die grens gewees? Die grens waar oom hulle gestop het. Ons Port Shepstone. Ja. Van Port Shepstone af het jy smalspoor gehad, Harding toe. Ja. Nou daar was ek nooit gewees nie. Nou, stook ek vir 'n drywer, Junior Swan, 'n regte cowboy. 2606 as hy regular engine, TCA. Nou leer Fido van 'n Westhuizen leer pad saam met ons. Hulle het alles gaan goed, Perception toe. Daar gekom, Loco toe, Fido het daar in die restaurant iets gaan eet. Ons is Loco toe heen gedraai, kolle gevat, vuur skoon gemaak, water gevat, uitgekom. Nou kom ons op die trein. Met 10 coaches. Ja. Ja, GC. Ja. My coach is nie lokaal nie. Toe ons, nou wag ons, is ou treinstaf. Nou wag ons vir die staf. Kom die staf, later reg, gaan ons. Toe ons, daar is 'n overheadbrug daar waar die pad oorloop, toe ons onder hom deurgaan. Toe breek die stoomgates Oh my se genade. pypie Ja. op die boiler af. Oh. Nou blaas die stoom daar in die lug.
Nou vat ek die hamer, maak die venster oop, klim uit. Hy het so 'n kraantjie, 'n kappie, Kraantjie op. kraantjie toe. Mm. Nou lê die gates op 0, niks, daar's niks. Mm. Maar nou, as jy uitkom uit Shepstone uit, kry jy Southwark. Daar stop jy, is alles afdrang. Daarvandaan gaan jy af om zo'n Koelo rivier toe. Die karre en die treinspoor ry oor dieselfde brug. Ja. Nou moet jy wag, hulle moet nou eers die booms toemaak. As die booms toe is, dan kry jy nou die vlag en kan jy nou ry. Dan stop jy Shepstone North. Right. Daar 'n bietjie reg gemaak, daar weggetrek om Tin-20 toe. Ons om Tin-20 in hardloop wat ou juniors van die regleiter toemaak, sê die GCA. Werk hy. Maar toe ons haar af gaan, kom 'n vyde oorgeloop na my kant toe. Kyk hy kom maar hier uit. Hy sê vir my, nou gaan nou swan jou rook. Ek het hom net so gekyk en so 'n smile gegee. Ja. Toen ek ry daai GCA tot in Durban het, daai naald op 0 lê. Ja. En ek luister net na daai safety bell. Ja, mens ken hom. Jy ken mos nie jou ding. Nou, kom ons in Durban. Nou vra 'n vyre vir my. Hy sê, hoorie, dis nie enige man se broek wat dit sit nie. Ja. Hy sê, jy moes dit geleer het iewers. Hy sê, waar het jy dit geleer? Ek sê, oom, ken jy vir Percy Shaw en hy koop op die smalspoor? Hy sê, ja. Ek sê, as ons van Donnybroek afkom, en Donnybroek Junction kom, dat ek die tablet gaan kanselleer het en die staaf gekry het, dan het hy stoomgates toegemaak met hoes. Ek sê, dan gaan ek die kaarthielbank uit, sonder dat ek weet waar is die stoom. Ek sê, en as hy die regleiter toemaak en jy stoel soos in hardloop en blaas hy in jou af. Kan jy Hy sê, ek wil sê, jy moes dit iewers geleer. Ja, so leer die ouens, maar ek dink jy kan baie stories hoor. Elkeen het sy eie ondervinding gehad. Maar het was 'n lekker tyd. Want kyk jy, die spoorweë was op sy kop. As ek net dink al die kyk hierdie stasies hier by ons, hoe lyk dit? Dit was so grand. O Jan Oudie, ek stook vir my oor die 3 jaar vir hom gestook. Hy is die kerk se buurman gewees. Ons het altyd na hom toe gegaan, dan van hom af gaan ons kerk toe, dan gaan we weer na hom toe en daarna gaan ons huis toe. Huis toe, ja. Nou, sê Jan vir my, maat, op 'n lokomotief is daar baie goed wat jy vertraging kan boek. Nou kry ons 'n brief, 'n vertraging tussen Canelands en Nyaninga. In 1960, hy droë jaar. Ja. Nou vrou Jan vir my, hy sê, maat, wat gaan ons sê? Ek sê hom, Jan, ons het nie 'n vertraging gehad nie, ek weet nie waar hulle is in speel nie. Ek sê, maar het was 'n droë jaar. Ek sê, wat ons sê, die dropgrade het oopgeval, 4 in die aaspan, en om te verhoed dat daar 4 uitval en plek aan die brandsteek, het ons stil gehou, en ons het die 4 doodgemaak, en dit was die vertraging geweest. Hy sê, die stokertjie leer vandag om te lieg. Ek sê, hey driver, het my al geleer. Ja, ek het mooi geleer, ja. Maar dit is eintlik 'n goeie verskoning, hoor. Ja, hy sê, Dis baie op die voete gedink. Dit is dan nou droog. Hy sê, my die stokertjie leer vandag om te lieg. Ja, partykeer is lieg op aan die regtig verkeerd is. Ja. Praat mos van 'n wit leentjie. Ek sê, wel, die driver het my al so geleer. Ja. 'n goeie Nou, toevoerder gehad. Ou Dirty Dick Willis, hy kry 'n vertragingsbrief. Hy is Engelsman. Nou weet hy niks van die vertraging nie. Nou skryf hy die onderwerp daarbo. Hy teken hier onder 'n visdammetjie met vis in en 'n mannetjie wat vis vang en hier onderaan skryf hy fishing in the wrong pool. Oh. Ja.
Toen die mensen was daar drivers. Ja. Dat was sarcastisch geweest. Ja. Nou, As iemand hulle die job geken het, hulle het geweet niemand anders kan dit doen. Op Boendevoer herre, ek kom van een Bangeni af. Passasierstrein in Mil. En nou is daar een passasierscoach waar die rolring is foutief. Die piston steek vast. Nou ruk hy die coach so as die brieke loskom. Nou kom die twee ou vrouens op Durbanstasie by hom. Nou sê hulle vir hom, driver. Say, yes ma'am. Say, what was you supposed to work last night? A livestock train or a passenger train? He said, well ma'am, I suppose it's a livestock train because you two old cows that got lost. Ja, dink ook op sy voete. Dis sulke mense wat jy plaat gehad het. Ja. Nou, Jonorkia. Nou bou hulle 'n nuwe spoorlyn op die Noordkus. Nou jy oral spoedbeperkings. Maar nou verloor jy mos nou tyd met die spoedbeperking. Nou, Dominie die konnekteer, nou het hy dokkers uitgemaak vir die tyd wat verloor is. Nou kyk hoe Joel, kyk hulle so deur. Hy sê, hy wil hierdie mense hulle job leer sê. En hy gooi hulle aan die firebox. Hy sê, hulle ken nie, hulle lees nie hulle sirkulêre nie. Hy vat die een en hy antwoord hom, hy sê, al hierdie vertragings is weens spoedbeperkings. Ja. Dat was die laaste wat hulle dokter te weet. Ja, dokter mag het, ja. Ja, nee. Ja, ek dink oom met baie stories. Letterlik elke dag het sy eie storie geskryf. Nou doen ek, as ek 'n paasvryman. Nou, ek weet nie hoekom hulle my gehou het vir die heel laaste om my trial trip te doen nie. Nou Sonnekus as ek saam met hom jou opvat vir jou trial trip. Kyk hoe jy lokomotief voorberei alles. Vat jou deur jou treinwerk al daai dinge. Nou Cyril Wentworth, ek het vir hom ook gestoot. Nou het hy ook college toe gegaan vir instrukteurskursus. Nou staan hy in Sonnekus en gesels. En Sonnekus sê nog van my, ek moet hier 'n pers vir hom wys wat ek gaan boek. Toe wys ek dit vir hom. Nou staan hulle en gesels nou. Sien ek Cyril die volgende dag. Hy vra vir my, hy sê vir my, weet jy wat sê Sonnekus van jou? Ek sê oom, ek sal nie weet nie, want ek was nie in julle gesprek nie. Ja, hoe sal mens nou weet? Ek sê, ek het nou net gesien, julle staan in gesels. Hy sê, Sonnekus vra vir hom, waar ek geleer het om 'n Garrett lokomotief te werk. Hy sê, want is die eerste paasfireman wat hy kry in sy hele loopbaan, wat 'n Garrett werk, soos hy moet. Soos 'n spesiale graad drywer. Ja. Nou hy sê, vir hom, man, daai man, het vir al die mense op die Noordkus en die Suidkus gestook waar hulle met Garretts werk. Alright, ja. En mens tel dit op. En nou, ou Jan Oudie het vir jou reguit gesê, maar baie drywers trek 'n lokomotief op tot deur 'n 30% cut-off. Waar die stoom nou afsluit op die welverneide. Ja. Jy werk nie 'n lokomotief binnekant 40 nie. As jy binnekant 40 werk, gaan loop, hulle sê jy wurg die lokomotief. Hy kan nie volslag uitingee nie. Ja, hulle sê jy wurg hom. Ja. Ja, maar hoeveel krag het, hoe werk hulle op perdekrag op wat het hulle gewerk? Hoe sterk is so ding? Dominee, ek weet nie hoe hulle dit werk nie, maar 'n lokomotief is baie sterk. Stoom is stoom is sterk, joh. Kyk, stoom kan jy saampers. Maar water kan jy nie. Ja. En is die stoom wat daai goeders draai. Kyk, as daar niks mooier is, daai arms so saam gaan nie. Ek weet 'n unit, sy een mynmotor, is 275 perdekrag. Jo, en hoeveel was daar? 1 unit is 275.
Een motor. Een motor, alright. Daar's 4 motors. Oh. Ja, gaan wonder die ding is so sterk. Die 10E Ja. het 6 motors. Oh, alright. Ek weet nie wat sy perkrag is. Ja, dis ongelooflik. Ja. Maar nou het jy op 'n elektrische eenheid, jy het 'n generatorstelsel, 'n generator en jy het 'n exciter set. Jou exciter set werk jou weerstandblowers. Wat die weerstand, kyk, jou weerstand is 'n ketel se element. Ja. Hy blaas hy weerstande koud. Maar nou jou exciter set is je remkrag. Zodra jy 'n regen kom, dan stoot jy krag in die substasie in. Oh. 3000 volts Oef. by jy instoot. Ja. Die trek na die ander kant op kom die berg uit, hy trek weer daai 3000 Uit ja. Jy moet kyk, as jy met 'n unit ry, so kan jy van die voorste kan jy reg deur die unit kyk tot agter op die vrag. Sodra jy in regen kom, dan maak hy so. Knak hy. Hy knap so. Nou lê die vrag teen daai units. Ja. Maar jy moet nog 'n bietjie remkrag bysit, laat jou ampere nie te hoog stoot nie, anders kop hy uit. En dan hardloop hy met jou. Ja, dan laat baie. Ja. Ja, is interessant. Och. En mistige weer, so nou en dan tap jy hy sandpeddel, dat daar 'n bietjie sand op die spoor kom met. Ja. Goed, laat hy wiele lok, Dis hy, dat hy ja. nie sleep nie. Oh, alright, ja. Dit kan ook nog gebeur. En 'n mistige weer, daar in Natal word hy so, jy kan niks hier voor jou sien. Ja, niks, jy ry op gevoel. Jy maak hy venster oop en jy kyk hier op die grond. Jy ken die pad hier op die grond. Ja. Daar weet jy waar is. Ja. Ja, ek het in Volksrus groot geword. Daar is die mis is verskriklik. Net tussen 12 en 2 maak dit ook verder as hy toe. Waai. Ja, daar by Majuba en by Ingoga. Toe mooi daai kant toe gewerk tot by Ingoga Newcastle. Nee, ek het net kruispunt gewerk is daar se daar Lions River daai plekke. Ja. Nottingham Road daar uit. En ook die daar na die see se kant toe, daar uit daar. En Port Shepstone en Ja, alright. Empangeni. Ja. Oh, alright. Dan jy nog 'n taklyne gehad in Ginginglo, Shawe en Empangeni en Kwaleni. Nou Empangeni en Kwaleni het ek gewerk. Alright. Maar Ginginglo, Shawe toe het ek nog, was ek nooit. En dan Scotsbury. By wat is daai stasie? Maar in elk geval, daar bo langs die rivier is suikermeele, daar was ons nooit in. Oh, alright. Die Kelse ouers en die Umkomaas mense daar gewerk, ja. En Winkelspruit, daar is ook 'n suikermeele. Ons gravel mense daar in gewerk. Oh, alright, ja. Ja, want kyk, suiker het baie deel gemaak. Baie van die vragte was suiker. Suikerriet eintlik. Ja. Hoe lank is oom se werk? Oom het eintlik op Saart 9, Saart 8 klaar gemaak, Saart 9 begin werk. Dus dan 8 klaar gemaak, die 3de jaar was ek Ja. net in die werkswinkel. Ja. Die net prakties. Dis ja. Ek is die Easter naweek as ek in die skool uit toe te gaan werk. Ja. Ek het in Oddies Bodies 17 geword. Ja. Blacksmith werk. Dis hy. Ja, en toe van daar af na die trein. En ek het 18 geword op die spoorweg. Ja. 'n Mens moes seker eers 18 geword het. Mens moes eers 18 gewees het, ja. Ja, jy moes hier. En hoe tot watter ouderdom het oom daar gewerk? Dominee, die spoorweg met 'n sirkulêre uitgesit. Het hulle gevra, hulle wil personeel verminder. Die vra hulle dat personeel wat meer as 30 jaar diens het, Ja. wat minder as 2 jaar het vir pensioen, of hulle nie hulle pensioen wil vat nie. Alright. Toe pos ek my brief. Alright, ja. Toe, ek het op 53 klaar gemaak. Ja, maar was oom hulle op by Spoornet gewees nog?
Wat was Ja, dit het later, ja, daai gemors het als later jare gekom. Ja, want dis 'n gemors van astronomiese proporsies. Ek was Suid-Afrikaanse spoorweë en toe het geword Suid-Afrikaanse vervoerdienste. Ja. En dan na die pop oor die Na veld gestraat. al daai gemors gekom. Ja, kyk hoe lyk dit nou. Ja. Geen dissipline, geen niks. Daar's nie spore nie. Daar's niks nie. Daar's nie treine nie. Hulle maak treine wat die spore, die wiele wel te groot is. Ai. Nou dominee, nou kom ek in Durban. Wildvreemd. Waarheen nou? As 'n kaartjie ondersoeker, ek sê vir hom, meneer, ek is wildvreemd hier. Ek wil Kongela Hostel toe gaan. Hoe kom ek daar? Hy sê, meneer, daai bord daar, al daai treine, op die suidkus af, Gaan daar verby. hulle stop almal op Kongela, tot by Roseburg. Hulle stop al die stasies. Hy sê, jy koop vir jou kaartjie, en jy gaan nie, Durbanstasie, Berea Road, Dalbridge, Kongela. Alright. 4 pennies. Ai, 'n penny-stasie. Ja, maar 'n penny was daai tyd en jy kon 4 Wilson toffies koop met 'n penny. Penny, jy moet 'n penny seël op jou payslip sit om jou geld te kry. Dis dit. Ja. Nou kom ek op Kongela. Nou waar nou? Nou kyk ek hier wêreld. Ek sien daar's 'n brug. Ek sien daar kom 'n ou oor die brug. Toe wag. Hy het die uniform aan. Nou kom hy die trappe af. Kyk, ek kom. Ek sê vir hom, Piet, hy sê Jan, ek sê ja man. Nou ek het net saam skool gegaan. Hy was in standaard 6, toe was ek in standaard 3. My vader. Ek sê vir hom, Piet, ek wil hostel toe gaan, hoe kom ek daar? Ek sê, my man, jy gaan hier trappe op en oor die brug, dan gaan jy straat op, die eerste hekkie aan jou regterkant, daar loop jy in, tot voor die koshuisvader se deur. Ja. As hy nie daar is nie, dan wag jy maar daar tot hy daar kom. Kan jy glo? Nou staan ek nog daar. Hier kom ou hier aan die ander kant uit die gebou uit. Nou loop hy so sleepvoet. Ja. Ek kyk hom so aan. Ek sê vir hom, dankie Stein, jy. Hy sê, ja Jan, jy. Nou, ek en sy suster was saam in standaard 6 gewees. Wel, toe is het daarom nou al 2 mense wat ek ken. Ja. Nou is ek terug Durbanstasie toe, is ek Rywel toe, ek gaan rapporteer. Nou gee hulle my 'n vormpie om te voltooi. En dan stap hom. Hulle sê vir my, ek gaan nou vir my 'n kaartjie gaan koop vir die hele maand om werk toe te kom.